Goeiemôre randjies en welkom by vandag se uitsending van die RNA. Die vloede in KwaZulu-Natal het wydverspreide skade veroorsaak. Daar is ongeveer 450 mense oorlede en talle word steeds gesoek. Twee van ons oudleerders, Dani en Freddy van den Heever se ma Marinda, ouma Hester en 10-jarige sussie Julia is oorlede toe hulle huis in North Dean naby Durban in 'n modderstorting meegesleer is. Ons wil ons innige medelee aan Dani en Freddy betuig. Ons almal by Hoërskool Randburg dra hulle in ons harte. The province has been ravaged by heavy rains and flooding. The death toll now has sadly risen to 448, while many more are still missing. Hundreds of schools have been damaged by the severe rain and flooding. The National Disaster Management Center last week declared the flooding as a provincial disaster. Let us all work together as a united and determined nation to recover and to rebuild from this tragic disaster. 5 van ons randjies is tot die Johannesburgse Studenteraad as raadslede verkies. Dit is die meeste raadslede uit enige skool. Die raadslede, Jan Rudolf Brits, Marina Menette Wet, Stefan Forsie, Johanay Jacobs en Albert Eis, almal in graad 10, woon maandeliks raadsvergaderings by, word deur die onafhanklike verkiesingskommissie touwys gemaak oor die demokratiese stemprosesse en doen waardevolle leierskapservaring op vir die besigheidswêreld, as ook vir die interessante wêreld van politiek. Die doel van die 2 jaar lange termyn van Junior Stadsraad is om graad 10 en 11 leerders van skole reg oor Johannesburg kans te gee, om aktief betrokke te raak by die bestuur van die stad, om projekte te loods waarby die kinders van die stad sal baat vind, en om 'n leerskool te wees vir toekomstige aktiewe burgers van die stad en stadsraad. Ons Afrikaanse redenaars het Woensdag aan die ATKV se eerste Eidenronde by Linden deelgeneem. Daar is aan beide die voorbereide en onvoorbereide afdelings meegeding. Die leerders het behoorlik die tonge laat klap en ons sê met mening gesê. Ons hou duim vas vir die volgende ronde en is trots om met 'n besonderse sterk span te kon spog. Welgedaan randjies. Verlede week het ons berig dat Tamsin Falls deur die vervaardiger en eienaar van ABS Produksies gekies is om 'n audisie af te lê vir 'n sangtoneel en speeltoneel se kortfilms. Ons wil net baie geluk aan Tamsin sê, want sy het 'n rol in een van ABS Produksies se kortfilms losgeslaan. Siska Raubenheimer, Anouk Du Plessis en Tyla Smith het verlede jaar November by die NJA deelgeneem met hulle 3-manstuk, 'n uittreksel uit die boek Dinge van 'n Kind, geskryf deur die Keisboek. Hulle het die stuk self verwerk en aangepas met die hulp van juffrou Marinta Labeskagni. Die 3-manstuk het deurgedring na die finale ronde van die NJA, wat slegs 30 van die land se deelnemers bevat. Siska, Tyla en Anouk se dramagroep is een van die 6 dramagroepe wat deur is. Die finale ronde vind op 7 Mei plaas. Die Keisboek is daar om ons kuis te hou. Dis mekaar se klere afklap en mekaar bespring. Meer sy brief het gaan my van jou broer af weghou nie, maar. Guys. Het jy gesien? Hy het joking, stop op my pause saam. Dis net omdat hy nie vir maar met haar partytjie kon kry nie. Ag, julle, sy was die enigste meisie by daai partytjie sonder 'n broer. En sy is net graad 9. Okay, maar sy is 'n plan. En nee, dit is nie suurdrywe nie. Ek soek nie eens vir Heinrich Minnar op 'n skinkbord nie. Wat's fout met Heinrich Minnar? Ag, hy's so sweet. En ek hou nie van sweet outjies nie. Hy's die soort wat vir 'n soetsappige Valentines gaan bring. Nee, ek weet, ek het laas jaar een gekry. En die rooi carnation. Wat's verkeerd daarmee? So klein en soetsappig. Kom julle, dis sportvrede. Kom eens maar. Ek gaan in elk geval maak. Hey ma, is jou broer by die huis? 3 randjies het hierdie vakansie aan die Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar kompetisie deelgeneem saam met Albert van Wyk.
Een van ons entrepreneurs, Skyler Foster, is gekies as een van die 10 finaliste wat na die finale ronde deurgedring het. Skyler is vandag in die ateljee om ons meer van die kompetisie te vertel. Welkom Skyler. Dis beslis 'n baie interessante kompetisie hierdie. Wat behels die kompetisie? Ek moes 'n video-opname instuur as my inskrywing. Die eerste ronde was as die brandbank sessie geklassifiseer en hulle die top 10 finaliste gekies. Die tweede ronde vind plaas in die Junie eksamen en ons gaan 'n paar sessies saam met Albert van Wyk hê. Die kompetisie is baie opvoedkundig en is 'n baie goeie ervaring. So wat moes julle doen vir die brandbank sessie? Dit is amper soos die Shark Tank televisieprogram. Ons het 3 minute ontvang om vir die beoordelaars meer van ons besighede te vertel en daarna het hulle vir ons brandende vrae gevra. Sjoe, okay. En ons hoor jy was amper te laat om in te skryf. Ja, ek het op die laaste oomblik besluit ek het niks om te verloor nie. So hoekom nie? En jy het 'n kolwyntjie besigheid, maar wat is jou geheim? My geheim is sekerlik dat jou besigheid uniek moet wees en dat dit moet uitstaan van enige ander kolwyntjie besigheid. En my kolwyntjie besigheid is so uniek want my kolwyntjies bevat 'n spesiale vulsel. Sien jy 'n toekoms vir jou besigheid? Ek sien definitief 'n toekoms vir my besigheid. Ek glo in myself en ek glo in my besigheid. Dis die regte mentaliteit. Baie geluk en baie sterkte vir die finale ronde. As jy wen, moet jy vir die hele skool kolwyntjies bak, né? Dankie Shani, ons sal sien. 10 van ons netbaldogters het deurgedring na die finale ronde van die Gauteng-proewe. Die onder 14s is Lara Boshoff, Jessica Jansen van Rensburg en Mia van der Merwe. Carla Jooste onder 15 en Skyler Foster onder 16 het deurgedring, as ook die volgende onder 19s. Inge Ross, Jolien van der Walt, Carla Otto, Jennifer Botha en Shamay Botma. Baie geluk aan almal. Laerskool Fontainebleau se eerste span netbaldogters het hierdie week teen die Randburg onder 14 dogters 'n wedstryd gespeel. Randburg het gewen, maar ons slyp ons tande vir volgende jaar wanneer hierdie baba randjies Hoërskool Randburg toe kom. Dinsdag is die 2022 hokkiespanne gekap met 'n groot seremonie. Juffrou Nicola Turin, die hokkieorganiseerder, is besig met groot dinge. Die spanne lyk baie mooi, speel baie goed en ondersteun mekaar met entoesiasme. Ons sê ook baie geluk aan Jaco Beer wat gekies is vir die onder 18 D10 hokkiespan. Nie net is Jaco 'n briljante hokkiespeler nie, hy sorg ook vir goeie gees. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Die rugbyseuns is baie besig op die oomblik. Die afgelope lang naweek het hulle aan die Bergsig rugby toernooi deelgeneem en Woensdag het hulle teen Hoërskool Dinamika gespeel. Die uitslaa teen Dinamika is as volg: onder 14
Randburg 43, Dinamika 17. Onder 15, Randburg 33, Dinamika 5. Onder 16, Randburg 50, Dinamika 0. Tweedes, Randburg 10, Dinamika 12. En eerstes, Randburg 22, Dinamika 19. Evan van der Walt, die onder 14 rugbykaptein, is vandag hier om te gesels oor die rugby seisoen. Welkom Evan. Julle het nou al reeds 'n paar wedstryde gespeel. Hoe het dit sover gegaan? Dit het redelik goed gegaan. Ons het al 5 wedstryde gespeel. Ons het 4 gewen en net 1 wedstryd verloor. En julle het hierdie week teen Dinamika gespeel en baie ver gewen. Ja, dit was 'n goeie wedstryd geweest. Ons het bietjie gesukkel in die eerste helfte, maar ons het goed kop gehou en mooi deurgetrek aan die einde. En julle het nog 'n groot wedstryd tuis teen Hans Moor die naweek. Hoe werk julle hard? Dis rof met al die wedstryde op mekaar, maar ons vertrou in ons afrigters, meneer Stafford en meneer Leon, en ons span het 'n deeglike wedstrydstrategie vir die naweek, en ons is positief en ons sal net ons beste gee. Randjies, kom ondersteun ons die naweek. Trek jou skoolklere aan en bring jou hardste stem. Ons sien julle daar. Ons kyk nou na 'n paar aksiefoto's van vorige wedstryde. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Wanneer dit derby tyd is daar allerhande vreemde dinge wat gebeur. Hoorie julle, waar is die eil? Yes, die eil. Is julle besig om oor die eil te praat? Ja! Ek het gehoor is in die workshop. Okay, kom dan. Guys, ek dink die eil gevind. Hy's groen. Randburg het nog nooit waarde geheg aan beeltjies nie, maar ons groen bierskool wel. Oor die jare heen het hulle al verskeie beeltjies gehad wat hulle baie belangrik was. Daar was al onder andere 'n uil, 'n bobbejaan, ja, julle het reg gehoor, 'n olifant en tans is daar 'n leeu en 'n skaap.
Dit verskaf jaarliks groot pret vir die dirigente om die beelde te gaan Kom ons noem dit leen vir geesvang. In die jaar 2002 die jaar wat meneer Karel se matriek was. het die dirigentegroep Linden se nuwe Bobbejaan beeld gaan leen. Die Lindeniete was besonder ontstel oor die verlies van die beeld. Hulle ontstelde hoof het meneer Boysen gebel en geëis dat die Bobbejaan teruggegee word. Ons wyse hoof het egter gesê dat die Bobbejaan slegs teruggegee sou word in ruil vir iets anders. Dit is net regverdig. Dit is mos hoe 'n ruiltransaksie werk. Mense ruil iets vir iets anders. Linden het ingestem en het gesê hulle bring vir ons hulle eilbeeldjie in ruil vir hulle Bobbejaan beeld. Meneer Boysen, Juffrou Santi en die dirigente het beraadslaag en besluit dit is 'n goeie idee. Maar hulle het aangedring daarop dat dit by die Linden Polisiestasie moes plaasvind, waar 'n bemiddelaar sou toesien dat die ruiltransaksie veilig en regverdig sou plaasvind. So gesê, so gedaan. Die ruiltransaksie is suksesvol afgehandel en so het die groen uil 'n randjie uil geword. Interessante feit oor die Bobbejaan beeld se lot. Terug by die skool het 2 van die dirigentseuns se spiere hulle in die steek gelaat en hulle het die Bobbejaan laat val. Net skerwe en poeier was wat oorgebly het van die Bobbejaan. Daarna het Linden jaarliks die Randburg uil probeer steel vir hulle geesvangaksie en Randburg dan ook watter beeld Linden op daardie stadium sou hê. Daarna vind 'n ruiltransaksie plaas. Linden ruil hulle uil Wat nou 'n randjie uil is, vir hulle olifant, skaap, leeu. Wanneer die uil terug is by die huis, word sy vere weer blou en rooi gekleur en gaan kruip hy veilig weg tot die volgende jaar. So nou ken julle die ware storie oor die Randburg uil. Ons gaan nou die skoollied sing. Staan asseblief op daar in julle klasse, sing saam en kom kyk die rugby. Hier op die goudstadse ronde, waar ons vaders het gebou, staan ons skool, waar ons werk en ons lewe om ons erfenis te